Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons die geleentheid het om op hierdie Vadersdag by mekaar te kom. Here, waar ons ook ons laaste tema van Pinkster hanteer, vra ek dat U werklik by ons sal wees, volgens U belofte, en dat U woord oop en duidelik vir ons elkeen sal wees, en dat die waarheid van U woord in ons werklikheid sal wees. U het gekom, Here, en U het Uself vir ons gegee. Nou kom ons en gee onsself weer vir U. Wees verheerlik deur ons. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek vra dat jy saam met my blaai na Matteus 22 toe. Matteus 22, gaan vers 34 tot 40 lees. Matteus 22, vers 34. Die opskrif, die vraag oor die grootste gebod, vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod van die wet? In die wet. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou, wat het dit met die Heilige Gees te doen? Wat het dit met Vadersdag en Jeugdag te doen? Kom ons kyk. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. As ek sê dat ek vervul is met die Heilige Gees, dan moet dit wys in elke deel van my lewe. Jesus word hier gevra en hom probeer vasvra om hom te probeer uithaal. En Jesus gee vir hulle die regte antwoord, maar interessant, hy gee nie reëls deur nie. Hy gee 'n liefdesverhouding deur. 'n Liefdesverhouding wat jou raak. Soos 'n pa na 'n kind kyk. Soos 'n kind na sy ouers kyk. So wil hy hê moet ons na hierdie situasie kyk. As die Heilige Gees my vul, dan vul hy my op elke terrein van my lewe. Op elke deeltjie van my menswees word gevul met die Heilige Gees. Daar's nie 'n deel waarby hy verbygaan nie. Hy noem hier 3 vlakke. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Nou dit word in wisselterme in die Bybel gebruik, maar kom ons sê die diepste kern van jou menswees. In jou diepste kern van jou menswees, dit wat hier binne-in is, wat maak wie jy is. Daarmee moet jy vir God lief wees. Nou, om vir God lief te hê is nie 'n emosie nie. Dis 'n fokus. Dis 'n fokus waarmee jy met jou hele menswees na die Here toe kyk. Wat jy met jou hele menswees op hom ingestel is. Op hom ingestel en werklik vir hom respek het. Waar jy 'n deernis het en 'n diepte in jouself ervaar. Hy sê met jou hele siel. Jou siel is dit waarmee jy emosies ervaar, jou gemoed. Alles wat jy dink, alles wat jy voel, wat jy in jouself beleef, moet op God gefokus wees. Elke deeltjie van jou, wat jy beleef, moet op God ingestel wees. Dis wat vir hom belangrik is. Maar dan sê hy met jou verstand, die besluite wat jy maak. Die Bybel sê ook vir ons, dat ons die Here moet ken in alles wat ons doen. Met ander woorde, ek moet nie 'n besluit maak, sonder om te vra, Here, wat wil U hê? Ons doen dit mos andersom, nê?
Ek neem 'n besluit en dan dink ek by myself, oeps, is dit nou wat die Here wou gehad het of is dit nou nie? Maar ek neem ons eers die besluit. Dis hoe ons koppe werk, nee. Ek besluit en dan sê ek as U wil, in plaas van om te sê Here, wat wil U? En dan 'n besluit te maak. Nou as die Heilige Gees regtig in jou is, dan leef jy in 'n dimensie waar jy met alles in jou op Jesus fokus, vir hom lewe, dit kom van binne af. En dit is hoekom dit die Heilige Gees is. Dis nie net besluite wat ek maak, dis iets dieper binne in my. Net om naderhand agter te kom, maar die Here doen iets in my, wat ek self nie besef het, wat ek wil doen nie, wat ek nie self besef het, ek gaan doen nie, want die Heilige Gees kom bewerk dit in my. Die Heilige Gees kom maak dit waar in my. Maar dis die een deel daarvan. Dis die een deel van die wet. Nou kan mense nie altyd dit sien nie. Mense kan nie altyd sien dat ek in so 'n verhouding met die Here staan nie. Want net die mense wat my regtig ken sal dit weet. En daarom die tweede deel van die wet. Die tweede deel van die wet is op jou medemens ingestel. Nou waar begin jou medemens? Dis die wat langs jou sit nou. Dis waar dit begin. As jy sê jy's 'n Christen, moet jou ouer, jou vrou, jou man, jou kinders moet kan sien dat jy 'n Christen is. Hulle moet in die aand as hulle gaan slaap vir die Here dankie sê en sê Here dankie. Dankie dat my ouers, dat my man, my vrou, my kinders regtig Christene is. Ek kan dit sien. Ek kan dit beleef. Dit moet sigbaar wees. Christendom moet iemand kan sien. Maar hoe kry ek dit by my medemens uit? Deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees wat dit in my waar maak. Want dit wat ek wil hê in my moet gebeur, sê die Bybel moet ek met my naaste ook hê. Nou my naaste, het begin by die wat die naaste aan my sit nou. Begin by die wat ek mee te doen kry elke dag. En weier. En jy sien, daar kom die probleem in. En een van die ouens het vir Jesus ook kom vra, maar wie is nou my naaste? Vir wie moet ek nou omgee? En Jesus draai dit om en hy sê, nee, het werk andersom. Vir wie het jy omgegee? Vir wie was jy 'n vader gewees? Vir wie was jy 'n kind gewees? Vir wie was jy 'n vrou? Vir wie was jy 'n man? Vir wie was jy 'n vriend? Vir wie was jy 'n vriendelike vreemdeling gewees? Vir wie? En dit werk deur die Heilige Gees wat in ons werk. Met ander woorde, as ek na iemand om my kyk, dan moet ek vir myself vra, is God daardie een se persoonlike fokus? Is God daardie een se belangrikste? Is God in daardie persoon se lewe besig om met hom te werk? Is daardie persoon se emosies aan God gekoppel? As hy voel, as hy lag, as hy huil, as hy bly is, as hy hartseer is, as hy kwaad is, wie motiveer daardie emosies? Is dit God wat dit motiveer? Nou kyk ek na die een naby aan my, en ek kyk verder weg ook, en ek vra, is God besig om so te werk? Ekskuus, is die klank aan? Kan julle hoor? OK, so hy's reg. Is God besig om in daai een se lewe te werk? Naaste liefde beteken dat ek nou op 'n ander een ingestel is. Dat dit vir my belangrik is om te weet,
Nie net my man en vrou, my kinders en my ouers nie, maar die mense om my. Is hulle op pad hemel toe? As hulle op pad hemel toe, staan hulle so intiem naby die Here as wat ek naby die Here staan. In die eerste plek moet ek naby die Here staan. Maar dan te vra, maar die mense om my, leef hulle met die Here saam? Daardie mense in die Oos-Kaap wat verdrink het, daai mense in daai Indiese vliegtuig wat gesterf het, was hulle verhouding met die Here reg? Is hulle nou by die Here, of is hulle in die hel? Wat raak dit my? Dis die vraag vanmôre. As ek sê ek is 'n Christen, ek is vervul met die Heilige Gees, dan moet ek sê dit raak my. Dit raak my. Of die persoon wat ek in die dorp raakloop, die een wat ek op die plaas by die skool raakloop, dit raak my. Of daai persoon op pad hemel toe is, of daai persoon op pad hel toe is, dit raak my. Want dit sê ek is 'n Christen of ek is nie 'n Christen nie. Dis die kern van die Bybel. Dis wat Jesus geantwoord het. Dis wat hy gesê het, dis die kern waaroor dit gaan. Wat is ek 'n Christen? Staan ek regtig in 'n verhouding met die Here? Dit kom ek agter uit die manier waarop ek kyk na die mense om my. Iemand het eendag gesê, mense sit hulle self in kategorieë. Ek sit net kaartjies by die kategorie en sê daai een is so, daai een is so, daai een is so. Nou is 'n vraag. Wat staan op die kaartjie wat ek op mense se nekke sit? Wat skryf ek oor mense as ek aan hulle dink? Dink ek aan hulle as iemand wat op pad is hemel toe? Iemand wat regtig in 'n verhouding met Jesus staan? Is dit iemand wat 'n Christen is? En as dit nie is nie, wat doen ek dan? Hoe raak dit my? Dit raak my, want dis die kern van die Bybel. Jy sien, dis die dilemma. Dis maklik om mense in kategorieë te sit en te sê, wag nou eers, hierdie is my mense. Ek bid vir my mense. Ek gee om vir my mense. En dan staan die ander. Vir party van hulle gee ek 'n bietjie om, vir ander gee ek minder om en vir ander gee ek niks om. En party haat ek. Die Here sê nee. Hy was God. En hy het na ons toe gekom voordat ons kon kies om in hom te glo. En daarom kyk hy na elkeen, na elke mens. En hy sê, maar ek het my lewe vir daardie mens gegee. Elke mens wat jy met jou oë gaan sien, van wie jy gaan hoor, van wie jy gaan lees. Elke mens het Jesus voorgesterf. En hy sê, die tweede gebod, wat net so belangrik is, soos my verhouding met die Here, is hoe kyk ek na ander mense? Hoe kyk ek na die ander kinders by die skool? Sê ek vir hulle maar, wie die hoenders is jy? Wie is jy? Wie dink jy is jy? Of sê ek, weet jy, ek wil hê jy moet eendag in die hemel wees. Wil jy moet eendag saam met my in die hemel wees? Sê dit vir elke kind by die skool, sê dit vir elkeen wat saam met jou werk, elkeen wat saam met jou leef. Sê jy dit vir hulle? Wys jy dit vir hulle? Dit is wanneer die Heilige Gees werk. Wil jy weet of jy vervuld is met die Heilige Gees? Kyk hoe jy dink oor mense om jou. En dit begin by jou naaste. Is jy lief vir jou vrou? Is jy lief vir jou man? Is jy lief vir jou kind? Is jy lief vir jou pa en jou ma? Dit is die eerste teken van vervulling met die Heilige Gees. En as jy na die mense weier om jou kyk, het jy 'n deernis vir hulle? Gee jy om vir hulle? Jy sien, daar dop ek en jy die toets, elke keer.
Want dit is sommer net daai ene. Of dis net sommer daai groep. Of dis sommer net sulke mense. En die Here sê nee. Dis mense vir wie ek aan die kruis gesterf het. En dit maak hulle God se mense. Al glo hulle nog nie in hom. En moet ek myself gee dat die Heilige Gees deur my werk om vir hulle om te gee. Dit beteken dat die Here iets onmoontlik in my moet moontlik maak. Hy moet my verander, sodat die manier waarop ek na ander mense kyk, gaan verander. Maar dit begin by myself. Ek in die oggend in die spieël kyk, en ek sê vir myself, jy is bevoorreg. Weet jy wat jy het? Weet jy dat die God van die heelal, wat alles gemaak het, na jou toe kyk en vir jou sê, jy is spesiaal. Jy is baie spesiaal. Hierdie dag het ek vir jou gemaak. Ek moet dit in die oggend besef. En as ek wegdraai van daai spieël af, en ek kyk na 'n ander mens, dan moet ek dit wat die Here vir my gesê het, vir daai persoon sê. Weet jy dat jy baie spesiaal is? Weet jy dat Jesus jou liefhet? En dat hy die heelal laat stil staan het om vir jou te red? Besef jy dit? Dis 'n bietjie 'n wille ding hierdie. Is maklik om hierdie te sê, jy moet die Here jou God lief hê, bo alles en jou naaste soos jouself. 'n Sinnetjie. Maar kyk net die werklikheid daarvan. Die wonderlike werklikheid, om te besef dat God vir my omgee. En daarbey moet ek nie eers verbykom nie. Ek moenie daarbey verbykom nie. God gee vir my om. Hy gee ontsettend baie vir my om. En vir jou om. Jy moet dit besef. Maar hy gee vir jou buurman ook om. Net soveel soos vir jou. Dis lekker om te hoor dat die Here vir my omgee. Dat ek spesiaal vir hom is. Maar as die Here vir my sê, hierdie ouens wat hier so oor kan die pad besig is om te bou, ek gee net soveel vir hulle om. Dan voel dit 'n bietjie anderster. Maar dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom en hy kom sê vir my, die Here het jou lief. En die Here het jou naaste lief. En jy moet jou naaste lief hê, soos jy jouself lief het. Nou dit beteken ek moet vir myself omgee. Ek moet na myself kyk. Moet kyk dat ek gesond is. Ek moet kyk dat ek reg lewe. Ek moet kyk dat my verhouding met die Here reg is. En dan net die mense om my. Dan moet ek vir hulle omgee. Nie almal aanvaar dit nie, dis waar. Maar tot tyd en wyl iemand anders vir my nee sê, moet ek Jesus se ja vir hom wees en vir haar wees. Moet ek Jesus se ja vir die mense om my wees. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek kan nie gaan sê, Here, kan ons hieroor gesels? U weet wie hulle is. U weet wat hulle verkeerd gedoen het. Die Here sê, moenie bekommerd wees nie, ek weet wat jy ook verkeerd gedoen het. Ek weet wie jy ook is. En spite daarvan gee ek om vir jou.
Doen net wat ek gedoen het. Sien die mense begin weer die bandjies te dra waarop daar staan, wat sou Jesus gedoen het? Moenie bekommerd wees nie. Jesus het dit klaar gedoen. Hy het klaar aan die kruis gesterf, vir elke mens op aarde. Wat sou Jesus gedoen het? Hy het alles vir hulle gegee. Wat moet ek doen? Vir hulle omgee. Vir hulle omgee. En onthou, omgee begin nie by 'n emosie dat ek nou ewe skielik van iemand hou nie. Dis waar ons die fout maak. Want op aarde gaan ek nooit van almal hou nie. Dan gaan iets wees in iemand anders wat my irriteer, wat vir my vreemd is. Maar dit hoef my nie te keer om vir daai persoon te bid nie. Dit hoef my nie te keer om op my knieë op trane, in trane voor die Here te staan en te bid dat iemand gered word nie. Maak nie saak al sing hy 'n liedjie wat sê hy moet ons doodmaak. Ek moet op my knieë staan voor die Here en bid vir hom dat hy tot bekering kan kom. Want dit is wat die wet van my vereis. Dit is die werk wat die Heilige Gees doen. Kom ons gaan en ons doen die basiese van wat die Here Jesus sê. Die Here Jesus sê vir sy disippels, ek gee julle 'n nuwe gebod. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. En hy vat dit saam in die Nuwe Testament. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wees lief vir mekaar. En begin in die kerk. Daar's soveel mooi getuienisse van families van mense wat vir mekaar omgee. En waar iemand daardie liefde begin ervaar, na die persoon se hart verander. Kyk net na julle as familie, hoeveel julle vir mekaar omgee en wat dit aan mekaar doen. Dis die bewys dat dit werk. Dat dit werk, ons moet vir mekaar omgee. Ons moet mekaar raak sien. Ons moet vir mekaar lief wees. Om ons doen dit. Amen.